Prof Hannes se preke, preek 6, deel B. Julle weet wat om Theo. Ek is professor Hannes Rettinghuis van die eerste gemeente van Jaffa Suid-Afrika, Pretoria, Montana, ook internasionaal. Sou u belangstel in enige van my boeke wat ek geskryf het. 'n Boek wat baie interessant sal wees, is natuurlik die 2 sleutels tot die boek van Openbaring, wat al hierdie inligting, of kom ek sê, meeste van hierdie inligting bevat, wat u verskriklik gaan help om die eie preke voor te berei, eie studies of selgroepe of woordgroepe. Sou u belangstel, kontak my by ons WhatsApp nommer 0722 367 124 of gaan na my webtuiste https://jaffashua.co.za. As dit die eerste keer is dat u kyk, het is baie belangrik dat u na deel 1 toe gaan, deel A, dis 'n deel A en 'n deel B, selfde studie, selfde tema, maar dis te lank om in 1 uur studie in te gekry het. Teken in, sodat u ook die kennisgewings kan ontvang, dis vir die YouTube, sodat u ook die ander studies waarmee ons besig is, en daar's 'n hele klomp van hulle, dat u dit kan ontvang. Deel hierdie inligting en hierdie video met almal wat u ken en vir wie u lief is. Ons lewe in die tyd van onkunde. Ons lewe in die tyd van onkunde. Ek gaan nie baie sê oor dit nie, maar jy het gesien wat met Dani Botha gebeur het nou. Totale onkunde. As hy net effens geweet het hoe die tydlyn werk, net effens, sou hy nooit daai flater gemaak het nie. Hy het nie nodig gehad om na ander te gaan luister nie. Dan kon hy maar net die Bybel gevolg het. Terwille van u wie dalk vir die eerste keer kyk, ons vereenselwig ons nie met die volgende instansies of groepe nie, enige messiaanse groepe, die Israeliese groepe, die Hebrew Roots Movement, the Sacred Name Movement, die JAP-beweging, ons is nie verwant aan enige kerk, denominasie of instansie in die wêreld nie. Ons is net 'n eindtyd Bybelstudiegroep en ons funksioneer wêreldwyd, halleluja. Ons gebruik hoofsaaklik oorspronklik antieke Hebreëse name, volgens the restoration of the original Sacred Name Bible, the Rottenham version, die 2005 Bybel wat verban is, of laat ek sê, dit wat verban was in 2005, hierdie Aaron Botha's, daar is geen Bybel verban nie, en niemand kan 'n Bybel van, hy het nie 'n klou waarvan hy praat nie, nie 'n klou nie, ek steur my nie aan sy video's en goed nie, ek wil net sê, noem jy Aaron vir my 1 boekwinkel, wat in 'n winkelkompleks is, in die hele wêreld, 1, daar is nie 1 van hulle in die wêreld nie, selfs nie Amazon hou die boeke aan nie. Volgens hierdie genoemde antieke Hebreëse Bybel glo ons dat die naam Here Jesus in werklikheid Jafashua, die naam van God is in werklikheid Elohim, die naam van die Here is in werklikheid Jaffa, die naam van die Heilige Gees in werklikheid die Ruach HaKodesh. En ek noem al twee, ek praat van Jaffa, dan sal ek sê in hakies Here, of Jafashua, ek sê Jesus Christus, so in hakies, is reeds bekend met dit. Julle weet wat om Theo deel B. Nou dis baie interessant. Ek het al soveel, al my lewe lank het ek goeie die pastore preek en julle weet wat om Theo, julle weet, en dan sê hulle is die Heilige Gees. Maar nie een kwoteer 'n tweede skrif wat sê, dit is hoekom dit nie kan gebeur nie. Ek gaan dit maar net sê, dis presies wat met Dani Botha gebeur het. Daar is 'n paar 100 ouens wat gesê, dit kan nie die wegraping wees nie. Maar nie een reg oor die wêreld het gesê, why? Hoekom, waarom kan dit nie plaasvind nie? Nie een nie. Ek was die enigste een, en dis hoekom ek addisionele 7 lesings van 'n uur gemaak het, om vir die mense te leer, met grafieke en alles. Ek wil net sê, daai grafieke het ons beskikbaar in Engels, sou u dalk belangstel in dit. Ek het vir Jaonie en vir Rocco
baie dankie sê vir daardie meesterstuk wat hulle geskep het. Die alles in 'n videovorm, kort videoetjie, maar die inligting wat daarin is. Hoe sal hulle gesê het in Frans, magnifique. Uitstekend. Ek dank Jaffa vir die verskillende gedeeltes van die liggaam van Jafashua. Die Bybel sê mos, Jafashua is die hoof, ons is die arm en die ander is die been en die ander, en elkeen is besig met iets. Baie dankie, Suster Jaonie en broer Rocco. Die belangrikheid van die waarheid, dis waar die verskil kom. Ons lewe in die tyd van die groot leuen. Ek het dit al voorheen gesê, ek het die eerste preek van Prof Hannes was gewees oor die afval wat in die kerke begin. Wat is dit? Dis als 'n leuen, dis hoe dit plaasvind. Die belangrikheid van die waarheid. Ons gaan nou verder met die studie waar ons voorheen opgehou het. Wat is die mandaat of die opdrag van die Ruach HaKodesh of aan die Ruach HaKodesh? Wat is die mandaat? Johannes 16 vers 7. Johannes 16 vers 7. Nou weer, ek gaan 'n hakie sê, maar ek, apostel Johannes, ek wil net gou voor ek aan wat sê, ons het soveel oproepe gekry van mense wat sê, prof, dit is so fantasties, dat jy met jou vingers die goed in hakies maak. Meeste van die predikers praat net en hulle lees net, ons nie 'n klou waarvan hulle praat nie. Hakies is perfek. Maar ek, apostel Johannes, sê vir julle as bruid van Jafashua, dis Jesus Christus, die waarheid. Dit is vir julle voordelig dat ek, dis Jafashua, weggaan. Want as ek nie weggaan nie, sal die trooster nie na julle toe kom nie. Nou hier verwys hy na die Ruach HaKodesh, die Heilige Gees, as die trooster. Wat? Die woord trooster, wat beteken dit? Is om te vertroos. As 'n kind sy voet gestamp het en hy is klein, wat kom hy, papi, my toetjie, en dan sê mami, kom ek jou vertroos, of papi sê, kom ek jou vertroos, stel hom op, druk hom vas. Dis die werk van die Ruach HaKodesh, om ook te vertroos. Maar as ek, dis Jafashua, weggaan, luister wat sê, sal ek hom, naamlik die Ruach HaKodesh, na julle op die aarde stuur. Die Ruach HaKodesh, waar hierna verwys word, moet gestuur word. Hy was in die hemel, hy moes gestuur word. En as hy, dis deel 8, Johannes 16:8, en as hy, naamlik die Ruach HaKodesh kom, sal hy die wêreld oortuig. Waarvan? Waarvan? Van sonde, en van geregtigheid, en van oordeel. Hy oortuig. Wat bring mense tot bekering? Die werk van die Ruach HaKodesh. Hy lei die ouens, hy oortuig van sonde, van geregtigheid en van oordeel. Hy leer en lei in alle reg en in waarheid. Hy leer in alle reg en in waarheid. Wat doen hy? Hy leer in alle reg en in waarheid. Hy leer ons die waarheid. Weet jy wat? Jy kan die Ruach HaKodesh, die Heilige Gees, jy kan hom vertrou. Hy sê vers 16, van sonde, hy leer in alle reg en waarheid van sonde, omdat hulle in my, dis Jafashua, nie glo nie. Vers 10, en van geregtigheid, omdat ek, Jafashua, na my Vader gaan, en julle my nie meer sal sien nie, tensy Jafashua se hemelvaart, tydens Jafashua se hemelvaart, 2000 jaar gelede. Halleluja, hoe wonderlik is dit nie? Vers 11, hy sê 'n oortuig van oordeel, omdat die owerstes van hierdie wêreld geoordeel is. Hulle dade het hulle reeds veroordeel. Die ouens wat in sonde lewe, hulle sonde oordeel hulle reeds, as hulle nie tot bekering kom nie. Vers 12, nog baie dinge het ek, Jafashua, aan julle te sê, maar julle kan dit, 2000 jaar gelede, nie dra of verstaan nie. Dit is so maklik soos dit. Hulle kan dit nie dra nie, hulle kan dit nie verstaan nie. Weet jy ook hulle wil dit nie verstaan nie.
Baie ons doen dit vir gerieflikheidsonthaalwe. Wanneer die Ruach HaKodesh, die Heilige Gees gekom het, Johannes 16 vers 13, hy sê, maar wanneer hy gekom het, die Gees van die waarheid, luister wat hy sê, nou as daar die Gees van die waarheid is, wat is die teenoorgestelde? Daar is die Gees van die leuen. Ons het dit mos nou net gesien, 23-24 September, massief in die wêreld. Die Gees van die leuen. Ek wil net so terloops iets sê, al daai rabbies en daai ortodokse Jode en daai messiaanse ouens en almal wat geslip het, julle is almal doodstil, nie een het gekom en gesê, dis hoekom of dis hoekom nie. Hulle het gesê, nee, ons calculator se batterye, dis die minste wat hulle kon sê, die calculator se batterye was pap gewees. Vers 13, maar wanneer hy gekom het, die Gees van die waarheid, dis die Ruach HaKodesh, sal hy julle wie bereid is, in die hele waarheid lei. Ons funksioneer nie in 80% van die waarheid nie. Sê Rooiers en die anders, niemand weet wanneer Jesus kom nie. Man kom sit met my om 'n tafel, gaan kyk net na Dani Botha se leuns deel 6 en deel 7, dan sê jy verstaan, ons weet presies wanneer hy kom. Tot op die uur en die minuut sal ons dit kan uitwerk. En dis nie om ons 'n calculator gebruik nie, dis eenvoudige somme, as jy staan 'n 3 gemaak en dan behoort jy dit te kan baasdra, so maklik. Maar weet jy wat, die woord sê die Ruach moet dit vir jou oopmaak. Luister die, maar wanneer hy gekom het, die Gees van die waarheid, die Ruach HaKodesh, sal hy julle wie bereid is in die hele waarheid lei, want hy, die Ruach HaKodesh, sal nie uit homself spreek nie, maar alles wat hy, die Ruach HaKodesh, van Vader Jahwe Almagtig mag hoor, sal hy, dis die Ruach HaKodesh, spreek, en die toekomstige dinge aan julle, wie die bruid van Jahweh verkondig, en dis hoekom ons als vooruit wees. Hoekom? Ons ken die stem van die Ruach HaKodesh, die Heilige Gees. Ons het nie nodig om 'n swart ou te luister om vir ons te vertel, wanneer is die tyd nie, of enige iemand anders te nie. Niemand anders te nie. Dink maar net aan Pieter Retief, wat het met hom gebeur, omdat hy geluister het vir ander ouens. Johannes 16 vers 14, en hy die Ruach HaKodesh sal my, dis Jahwe, verheerlik, omdat hy dit sal neem uit my, omdat hy dit sal neem uit my bruid, aan wie my Jahwe behoort. Jy moet aan Jahwe behoort, dat die Ruach kan werk. Aan wie my Jahwe behoort, ook hier in 2025, en aan julle wie nou na hierdie video kyk, verkondig. So, terwyl u na hierdie woord luister, kan u oortuig raak. Dit is so belangrik, dat ons in die waarheid moet funksioneer. Nie 80%, nie 85% nie, nie 99% nie. Prof, so jy is doodseker, man, ek is al vir die laaste 40 jaar doodseker. Ek het hoeveel keer gesê, want hulle sê, dis die laaste vredesverbond wat geteken is, dan sê ek, dis nie skriftuurlik nie. Hoekom nie? Want die vredesverbond is nie geteken nie. Dis nie die regte vredesverbond nie. Vers 15, alles wat die Vader het, is myne, naamlik my bruid, wie deur my genadebloed vrygekoop is. Daarom het ek, dis Jahwe gesê, dat hy, Jahwe my Vader, sal neem of ontvang as 'n offer, uit wie naamlik my bruid aan my behoort, dis Jahwe, en aan julle ook in 2025 verkondig. Wat word vandag verkondig? Die bo-natuurlike geopenbaarde woord, en dis hoekom ons funksioneer in die bo-natuurlike woord. Dit wat 150 miljoen Jahwiste en Hebreëse mense voor doodgemaak was, ons lewe in daai waarheid wat met bloed geskryf is. Dis met mense bloed geskryf. Die geskiedenisboeke is met mense bloed geskryf. Die Ruach HaKodesh woon in julle. 1 Timoteus 1 vers 13 en 14. Ekskuus tog, ek sê eerste, 2 Timoteus 1 vers 13 en 14. 2 Timoteus 1 vers 13 en 14 vir u wat notas maak. Vers 13. Hou as voorbeeld van gesonde woorde, die wat jy van my gehoor het. Dis Apostel Paulus wat met broer Timoteus praat. In die geloof en liefde wat in Jahwe is. Halleluja. Kan jy 'n fout maak?
as jy die goed glo in liefde, en daai liefde is natuurlik die agape liefde, die bonatuurlike liefde, wat in Yahshua is, jy kan nie verkeerd gaan nie. Bewaar jou goeie pand deur die Ruach HaKodesh, dis die Heilige Gees, wat in ons ook in 2025 woon. Waar woon die Ruach HaKodesh? Daar iewers in die derde hemel? Nee, broer. Die Bybel sê, Yahshua sê, ek woon in tempels wat met hande gemaak is nie, maar julle liggame is die tempel van die Ruach HaKodesh. Halleluja. Halleluja. As bruid het julle 'n erfdeel ontvang. Hoe wonderlik is dit? Efesiërs 1 vers 17. Efesiërs 1 vers 17. Het is wonderlik wanneer mens kan Bybelstudie doen en die waarheid kan hoor en die waarheid ek kan leer. Dit voel partykeer vir my ek wil uit myself uitspring. So lekker is dit om die woord te hoor. Ek hoor dit wat ons vir eeue glo. Die name het bygekom, maar die woord kom so lank. Dis daar, maar weet jy wat? Ons het met kerkdogmatiese oë en teologie van kerkstelsels die Bybel gelees. In die laaste 600 jaar was hierdie woord nog nooit so bedien gewees nie. Hy sê, as bruid het julle 'n erfdeel ontvang. Halleluja, ons is nie 'n klomp losers nie. Ons het iets wat ons voorwag. Jy sê, Efesiërs 1 vers 17, dat Jahwe die Almagtige, dis die God van Yahshua, dis die Here Jesus Christus. Jy sien hoe bring ek dit vir jou in? Die Vader van die heerlikheid aan julle as bruid van Yahshua, die Ruach HaKodesh, dis die Gees van wysheid en openbaring in kennis van hom, Jahwe Almagtig, mag gee. So, dis nie iets wat outomaties is nie. Dis 'n gawe uit Vader se hand. Al die goed. Wysheid, openbaring van kennis, kom waar? Uit Jahwe se hand. En ons moet strewe na dit. En weet jy, as ons nie begin studies doen nie, as jy nie begin Bybelstudies doen nie, dan wil ek vir jou sê, jy gaan net bly waar jy is, jy gaan stagneer, en later dan dryf jy maar net so weg terug waar jy was. Soos 'n hond na sy eie uitbraaksel, en gaan 'n bietjie lek en eet daar. Maar wanneer jy in die woord studeer, die waarheid, die geopenbaarde woord, dan groei jy, dan wil jy meer hê, dan sterker kos hê. Vers 18, verligte oë. Nou luister, ek dink wat ek wil doen het, ek wil net vers 17 lees in vers 18 in, dat Jahwe Almagtig, die God van Yahshua, dis die Here Jesus Christus, die Vader van die heerlikheid aan julle as bruid van Yahshua, dis die Ruach HaKodesh, of die Gees van wysheid, die Gees van wysheid, en die openbaring om te verstaan, en in kennis van hom, hoofletter hom, dis Jahwe Almagtig, dis God wat ander mag gee. Nou sê in vers 18, verligte oë van julle verstand. My oë is verlig is, affekteer dit my verstand, wat my sielsdimensie is. Verligte oë van julle verstand, soos julle kan weet wat die hoop van sy roeping, en die rykdom, luister mooi, die rykdom van die heerlikheid van sy erfdeel, Vader Jahwe se erfdeel, onder die heiliges, die bruid van Yahshua is. Halleluja. As jy buitekant staan, kan nie deel van die erfdeel wees nie. As jy deel van 'n sisteem is, kan nie deel van die erfdeel wees nie. Ek sê nie dat ek dit vir jou sê. Inteendeel sê Openbaring 18 vers 4, kom onder haar uit, die strukture van die Babyloniese hoermoedse godsdienststelsels. Kom onder haar uit, want jy gaan saam met haar van haar pla ontvang. Vers 9, en wat die uitnemende, dus die boornatuurlike grootheid van sy krag, is vir ons, naamlik die bruid van Yahshua. Halleluja. Luister, wat is in die erfdeel opgesluit? En wat die uitnemende sê die bonatuurlike grootheid van sy krag. Kan jy dit dink? Dat Jahwe wil ons bedien met 'n erfdeel van sy grootte krag. Jy kan nie streef na iets groter as dit nie. Hy sê, en wat die uitnemende bonatuurlike grootheid van sy krag is vir ons, naamlik dis Yahshua se bruid, wat glo na die werking van die krag van sy sterkte. Ons glo nie in halfsterkte nie. Ons glo nie in kwartsterkte nie. Ons glo in volle sterkte. Weet jy wat gebeur dan? Dan ontvang jy volle openbaring.
Nie 30% nie. Nie 50 of 80 of 99% nie. 100%. Weet jy, dit is gewaarborg. Dit het 'n seal of approval deur die Ruach HaKodesh. Jy kan nie 'n fout maak nie. Daar's nie 'n ding van return within 30 days because of malfunction nie. Daar's nie van bring hom terug hy stikkend nie. Halleluja. Solank as wat jy in heiligmaking in die pad stap, dan funksioneer die Ruach in en deur ons. Ons is nou medeburgers, Efese 2:19. Hy sê, Efese 2:9, so is julle die bruid, wie bruid is. Dan nie meer vreemdeling, ons is nie meer vreemdelinge nie. En bywoners nie. Ons bly nie daar onder teen die draad waar die vier hoeke by mekaar kom nie. My oupa het vroeër jare toe hulle plase gehad het, daar onder het die werkers gebly. Daar waar die drade by, daar veel ver van die huis af was moontlik. Hoekom? Want hulle was vreemdelinge en hulle was werkers gewees. Hulle was nie erfgename nie. As my oupa iets oorgekom het, het hulle nie saam met geërf nie. Ja, die wet het nou bietjie verander vandag se tyd, maar ek praat van 50 jaar terug. Nee, so is julle wie bruid is, dan nie meer vreemdelinge en bywoners nie, halleluja, maar medeburgers van die heiliges en die huisgenote van Jahwe Almagtig, dis God. Ons is nie 'n klomp skorrimorries nie. Ons is nie 'n klomp bedelaars nie. Ons is medeburgers van 'n ewige woning waarin ons gaan inwoon. Ja, ek weet, daar's gedeeltes van die Pinksterkerk wat nie meer glo aan die wederkoms is al nie. Dis alraai, julle kan maar net hierso bly. Julle kan net hierso bly. Ons, bruid van Yahweh, wanneer die wederkoms gebeur, die parousia, gaan ons saam met hom. Ons is 'n heilige tempel. Efese 2:20. Ons is gebou op die fondament van die apostels en die profete. Ons is nie gebou op John Hagee se fondament nie, wat al met die 3 bloedmaane opgeslip het, toe sou die wegraping plaasvind nie, en nou weer met die 23, 25 September nie, en hierdie ander spookpredikers, ek wil nie eens almal se name noem nie, want hulle is nie werd om genoem te word nie. Ons is gebou op die fondament van die apostels en die profete. Met ander woorde, wat doen ons? Ons gebruik die woord as 'n padkaart. Hy sê, julle kan nie verstaan nie. Hy sê, die woord is 'n lig op ons pad en 'n lamp op ons voet. Dis die wat julle in donker is. Julle het 'n lamp, maar hy sonder gas, sonder olie. So daai 10 maagde, 5 het olie gehad en 5 die ander het nie gehad nie. Jy moet mooi gaan lees daar. Die een klomp 5 het nie eens olie in hulle lampe gehad nie. Never mind, hulle lampe het gebrand en toe, hulle het glad nie olie gehad nie. Hy sê, gebou op die fondament van die apostels en die profete, terwyl Yahweh vir die ander ouens, Jesus Christus selfs die hoeksteen is. Hoe perfek kan jy dit nie kry nie? Hoe wonderlik is dit nie? Vers 21, in wie die hele geestelike gebou goed saamgevoeg. Dis die beste wat jy kan kry. Verrys tot 'n heilige tempel in Yahweh. Jy kan nie beter kry nie. Jy wil nie beter hê nie. Ek wil niks anders hê nie. Ek wil nie my hoop op die Fafi sit nie. Ek wil nie my hoop op 'n one-arm bandit sit nie. Ek wil nie my hoop op 'n fortune verteller sit nie. My hoop is op Yahweh en Vader Jahwe deur die werkinge van die Ruach. Hy sê in vers 22, in die hele naam dat die bruid van Yahweh ook saam opgebou word. Dis nie iets wat oornag gebeur nie. Dis steen vir steen vir steen. Ons het net ook gesien, Yahweh sê, hy is die hoeksteen, he's the cornerstone, he's also the capstone. So ons is ingelyf in hom, in wie hele naamlik die bruid van Yahweh ook saam opgebou word. En vat oor 'n tyd, oor 'n tydperk van heiligmaking. Heiligmaking gebeur in een dag nie. Daai ouens vandag die ouens vandag tot bekering, môre gedoop, die volgende dag is hy so heilig, hy kan nie eers reguit loop nie. Gaan kyk maar 2-3 maande terug, dan sy terug waar hy was. Ek het altyd gesê toe ek 'n pastoor was, gee my daai ou wat tyd vat om te loop. Dis die een wat met jou die pad sal stap in heiligmaking. En wie julle naamlik die bruid van Jahwe sal ook saam opgebou word oor 'n tydperk van heiligmaking tot 'n permanente woning. Hy sê 'n woning. Ek sê permanente woning in die hemel. Ons woning is in die hemel. Dis permanent. Dis nie net timeshare nie. It's full title. Dis vir altyd. Hoekom? Hy's gewaarborg deur die bloed van Jahwe. Ja, ek het dit preek. Tot 'n permanente woning van Jahwe ons Vader, dis God.
in en deur die Ruach HaKodesh. Julle het die salwing van die Ruach HaKodesh. Prys sy naam. Ons het die salwing. 1 Johannes 2 vers 20. 1 Johannes 2 vers 20. Geniet jy die woord? Halleluja. Laat dit insak in jou gees in. 1 Johannes 2 20. En julle as bruid van Jahweh het die salwing van die Ruach HaKodesh. En die Ruach, as jy die salwing het, ek praat nie van net 'n klomp woordkennis nie, waar jy 20, 40 verstekste kwoteer en nie een beteken iets nie. Ek praat van as jy die salwing het, die salwing, preek dan eerder 5 skrifte of 10 skriffies, maar in die salwing van die Ruach. En julle as bruid van Jahweh, die salwing van die Ruach HaKodesh, en julle, wie die bruid van Jahweh is, luister wat sê hy nou, julle weet 50%. Sê, kyk in jou Bybel, julle weet 80%. Hy sê, julle weet alles. Pastoor Rooyes, julle ouens wat sê, hy kom soos 'n dief van die nag. Niemand weet nie eers die engele nie eers die see nie. Snert. Jy sê dus, omdat julle nie kan lees, wat sê hy daar vir ons, in 1 Tessalonisense hoofstuk 5 nie. Hy sê, hy kom soos 'n dief van die nag, en dan die volgende skrif sê, broeders, julle weet, die broeders en die bruid, julle weet, hy kom nie soos 'n dief van die nag nie, hy kom soos 'n dief van die nag vir die hoere en vir die dronkies so goed, maar die bruid, ons het genoeg olie, ons het die salwing, ons het nie ander ons salwing nodig, sê, gee 'n bietjie van julle olie vir ons nie, ons lewe in die salwing. Ek wil vir jou sê, ons is soos 'n spons wat deurweek is van die salwing van die Ruach. Want die Bybel kom op 'n ander plek, hy sê, en dis ook die salwing wat die jukke breek, so bly. Maar hy sê, deur die salwing van die Ruach HaKodesh, en julle, as bruid van Jahweh, weet alles. Jy nie seker is nie, vra my, dan gee ek vir jou al die inligting. Dis in die Bybel, nog altyd gewerk. Hoe kon dit nou nie werk nie? Maar jy sien, dis wanneer jy 'n resep vat van ouma se koeksusters resep. Ouma het koeksusters gebak. Sy kon koeksusters bak, né? Maar nou kom hulle in vandag 2025. Dan sit nou 'n bietjie van hierdie breismeel by en 'n bietjie van daai stukkie suiker by en dan flop ouma se koeksusters. Dan sê ouma se koeksusters dat resep werk nie. Dis nie ouma se koeksusters resep wat nie werk nie. Is jy die rabbies wat jy bygegooi het. En dis waar om julle opslip. As julle by die woord bly, die geopenbaarde woord, kan jy nie 'n fout maak nie. Jy sal nooit met 'n rooi gesig staan nie. Dis 'n waarborg. Vers 22. Wie is die leenaar? Behalwe hy, dis elke persoon, kyk my vingers. Wie ontken dat Jahweh, dis Jesus, die meester is. Jy sien, almal erken met die mond, ons glo dat Jesus is die meester, maar weet jy dit? Of het jy dit gehoor? Of het jy by 'n ander ou gehoor? Of dalk op die TV gesien? Come on. So bly ons het nie nodig om die TV te trust nie. Ons glo in die woord. Wie is die leenaar behalwe hy? Elke persoon wie ontken dat Jahweh, Jesus, die meester is. Kyk nou mooi. Dit is die antichrist, wat die Vader en die Seun, dis Jahweh, loon. Ek het vir Botha, wat is die ander een, Aaron Botha gevra, sê vir my, wie is die antichrist? Ek het 2 jaar gesukkel om hulle uit te kry. Tot nou toe het hy my nie geantwoord nie, een van sy handlangers het my geantwoord. Toe sê hy, elkeen wat nie bely dat Jesus in die vlees gekom het nie, dis die antichrist. Toe sê ek, nee, dis nie wat ek jou vra nie. Ek weet, jy het gesukkel om deur stande 3 te kom, maar vra vir Arend, hy moet vir jou sê, wie is die antichrist? En wat die skrifte sê dat, en bevestig, dat hy die antichrist is, die ou wat die aarde gaan beheer, in Openbaring 17, die Babyloniese hoermoeder wat op die water sit. Jy sê, maar julle wil dit nie vir my sê, dis die Rooms-Katholieke kerk nie, want dis hy wat julle NAR ouens betaal, om die snert te praat dat julle verkondig. Hy sê, luister wat sê die skrif, kom ons lees wat sê die skrif. Wie is die leenaar? Wie lieg vir julle? Behalwe hy, elke persoon, wie ontken dat Jahweh, dus Jesus, die meester is. Kyk nou mooi. Dit is die antichrist wat die Vader en die Seun, dus Jahweh, loon. Hulle verloon, hè? 23. Elkeen wie die Seun loon, het ook nie die Vader en die ewige lewe nie. Want julle as bruid, hy sê,
want julle as bruid dan van die begin, toe julle tot bekering gekom het, gehoor het, laat dit, hierdie bonatuurlike waarheid, in julle bly, ook in ons in die 2025, as julle, dis die bruid bly, luister wat gebeur, as julle as bruid bly, in wat julle van die begin af gehoor het, dan sal julle ook die seun Jahweh en die vader Jahwe ons Elohim bly. Julle sal in hulle bly. Julle sal nie rondswem soos 'n visie in die see nie. Belofte van die ewige lewe. So, nou wil ek weer sê, 'n moslim is 'n antichrist, 'n boeddhis is 'n antichrist, 'n hindoe is 'n antichrist, 'n satanis is 'n antichrist. Hulle glo nie in Christus nie. Vir die ouens wat so praat. Verstaan? Dit maak hom anti. Verstaan ons dit? Maar dis nie die ou wat die aarde gaan beheer nie. Belofte van die ewige lewe, 1 Johannes 2 vers 25. Die belofte van die ewige lewe, 1 Johannes 2 vers 25. En dit is die belofte wat hy, dis Jahweh, ons, wie sy bruid is, beloof het. So hierdie is nie vir almal nie. Hierdie is nie vir almal nie. Dis wat apostel Johannes skryf. Hy sê, en dit is die belofte. Wat hy, dis Jahweh, ons, wie sy bruid is, beloof het. Dis 'n belofte. Naamlik die ewige lewe. Wat het Jahweh gesê? Julle sal lewe, al het julle ook gesterwe. Daar is 'n, ek wil amper sê, 'n money back guarantee. Julle sal lewe, al het julle ook gesterwe. Hoekom? Want die salwing leer ons. Die woord sê so. 1 Johannes 2 vers 27. En die salwing wat julle, wie sy bruid is, van hom, Jahweh, ons bly in julle. Waar bly die Ruach HaKodesh? Hy woon in ons. Hy leer ons. Hy leer ons in alle reg en in alle waarheid. Nou sê hy, en dit is die belofte. Die waarborg, die belofte. Wat hy, dus Jahweh, ons wie sy bruid is, beloof het. Naamlik die ewige lewe. Het enige een van ons het al gesien? Dit maak nie saak nie. Dit is so werklikheid asof dit gister vir ons beloof is. En ons hou daaraan vas, want ons glo daarin. Maar hy sê daar in 1 Korinte 11, die geloof is 'n vaste vertrou in die dinge wat jy nie sien, maar wat jy hoop en waarin jy bly. Vers 26. Kom ek lees net vers 25, en dit is die belofte wat hy, Jahweh, ons wie sy bruid is, beloof het, naamlik die ewige lewe. Ekskuus tog. Verskoon. Hy sê, dit, vers 26, dit het ek, apostel Paulus, aan julle, ook vandag in 2025 geskryf, met betrekking tot die valse profete, wat julle ook vandag op internet mislei. Het ons dit? Die internet is 'n vals profeet. Daar's baie min waarheid in hom. 99% van sy inligting word deur ateïste en panteïste geskryf. Sataniste. Dan word dit op die internet gestel, word dit opgesit, dan gryp pastore en predikante dit, dan bou hulle preke rondom die goed. En dis hoekom so baie klei getrap het nou, 23, 24 September. Dieselfde salwing van die Ruach HaKodesh sal julle leer. Dieselfde salwing. Van wat? Van die Ruach HaKodesh, die Heilige Gees. Sal wat doen? Sal julle leer. Wat leer my? Ek het niemand anders wat my leer nie. Daar's nie 'n eskatoloog in die wêreld wat my kan leer nie. En ek klink nie of ek 'n groot bek het nie. Sorry ek het so klein reguit sê. Daar's niemand wat my goed kan akkrediteer, nie in die hele wêreld nie. Hoekom nie? Want dit is eskatologies van aard. En eskatologie was nog nooit, of word vir my as 'n vak. So op die einde van die dag, gaan dit oor die waarheid. Luister wat sê, wie leer ons? Hy sê die salwing.
Waar hoor ek dit vandaan? Van die Ruach HaKodesh. Toets ek dit by die woord? Ek toets dit by die woord. Is dit foolproven? Dit is foolproven. Dit bewys homself. Die feit dat ek oor die 40 jaar kom met verbonde wat geteken was deur verskillende wêreldorganisasies, Yasser Arafat en al die ouers oor die vredesverbond, is 'n bewys dat die Ruach HaKodesh werk. Dit bewys dit. En dis hoekom, en ek roem nie myself, ek roem in Yahshua, ek die enigste persoon was wat kon verduidelik hoekom kon die wegraping nie plaasvind. Waarom kon dit nie plaasvind op 23, 24 September nie. En al die vorige kere, Harold Camping, 11 Oktober 2011, dieselfde storie. 6 maande voor die tyd, toe begin ek het preek op Kruiskyk. Hy sê dieselfde salwing van die Ruach HaKodesh julle leer, 1 Johannes 2 vers 27, en die salwing wat julle, wie sy bruid is, van hom dis Yahshua ontvang het. Ons kry dit onsself nie, dis 'n gawe uit Jahwe se hand uit. En die salwing wat julle, wie bruid is, van hom Yahshua ontvang het, bly in julle. Weet jy hoe lank bly dit in ons? Solank as wat jy heilig maak in lewe. Die oomblik as jy sonde doen, begin in sonde lewe en in sonde funksioneer, dan trek die Ruach weg. Hy sê, en die salwing wat julle, wie sy bruid is, van hom Yahshua ontvang het, bly in julle. Waar woon die Ruach HaKodesh? In elkeen van ons. Want ons is die tempel van die Ruach HaKodesh. Wat? Wat? Want ons is die tempel van die Ruach HaKodesh. En julle het nie nodig dat iemand anders, julle wie bruid is, leer nie. Maar prof, jy leer ons. Wel, ons moet dit van iemand af hoor. Ons moet dit van iemand af hoor. 58 jaar se navorsing en studies in die woord, in die eskatologie en betrokke verwante onderwerpe. Baie ander boeke gebruik van oorsee, maar party weggegooi, ander gehou. Weet jy hoekom? Want ons word deur die Ruach gelei. En so het Jahwe ons voorberei vir die tyd waarin ons lewe vandag. En julle het nie nodig dat iemand anders julle wie die bruid is leer nie. Maar so is dieselfde salwing van die Ruach HaKodesh julle aangaande alles leer. Alles, nie 95% nie. Alles. So is dit ook waar en geen leuen nie. En so is julle wie bruid is geleer is in die bo-natuurlike geopenbaarde woord, so moet julle in hom die Ruach HaKodesh bly. Halleluja. En daarom moet ons strewe om self te begin eet en geestelik volwasse word. En nie net al die tyd hierdie purity kos gee nie. Selfde met die studies. Op 'n stadium moet jy self 'n stukkie vleis inkry en bietjie iets byt wat bietjie hard is. Verstaan jy wat ek sê? Sodat jy die geestelike vermoë kan ontwikkel. Probeer dit. Ek is so opgewonde. Daar's soveel van ons pastore en ons studente en mense wat op die oomblik op die Facebook en die goed besig is en op YouTube. Dit maak my eenvoudig opgewonde. Hoekom? Dis mense wat besig is om self te leer kou. Julle ken die volle waarheid. Die woord sê so, Johannes 8:31. Yahshua sê, dis Jesus sê vir die Jode wie in hom geglo het. Kyk, luister kom ek sê. Hy sê in Johannes 8:31, Yahshua, dis Jesus sê vir die Jode wie in hom geglo het, hulle wat bruid was. As julle in my woord bly, as julle wat? In my woord bly, is julle waarlik my disippels. Wat se ding is 'n disipel? Is 'n navolger. Halleluja. Ons lees hom weer, Yahshua, Jesus sê vir die Jode wie in hom geglo het, hulle wie bruid was. Daar was bruid selfs in Yahshua se tyd. Sy navolgers was bruid gewees. Hulle was Jahwiste gewees. As julle in my woord bly, waarin bly? In dit wat ek praat, in dit wat ek leer, in dit wat ek doen. Is julle waarlik my disippels, my navolgers. En julle sal die waarheid ken. Luister wat sê in vers 32.
en die waarheid sal die julle vrymaak, Johannes 8:32. Ek quoteer altyd hierdie skrif. Julle sal die waarheid ken en die waarheid sal nie julle 80% vrymaak nie, totaal vrymaak. Hulle antwoord hom, vers 33. Ons is die geslag van Abraham. Ek het nog nooit vir iemand slawediens verrig nie. Hoe sê u dan, julle sal vry word? Ja, Joshua, dis Jesus antwoord hulle, voorwaar. Wat doen hy? Hy sweer. Ek sê vir julle, dat elkeen wat die sonde doen, 'n diensknegt van die sonde is. Halleluja. En die diensknegt bly vir altyd in die huis nie. Luister wat sê. Ek wil weer vers 34 lees. Ja, Joshua, dis Jesus antwoord hulle, voorwaar, ek sê vir julle, dat elkeen wat die sonde doen, 'n diensknegt van die sonde is. Vers 35. En die diensknegt bly nie vir altyd in die huis nie. Die seun bly vir altyd. Die diensknegt gaan later uit. Hy gaan sy eie ding doen. Maar die seun, hoekom bly hy in die huis? Hoekom bly hy in die huis? Want hy is die erfgenaam. Alles wat sy pa het, is syne. As sy pa sou sterf, is alles syne. Wie is ons? Joshua sê, aan my is gegee alle mag in die hemel en op die aarde. Hy sê vir sy disippels, en hierdie mag gee ek aan julle. Wat is 'n disipel? 'n navolger. Wat het ons vandag? Ons het 'n erflatenskap. Ons het vroeër vanaand gesien dat die woord sê ons is nie bedelaars nie. Ons is mede-erfgename, huisgenote, deelgenote van die heerlikheid van Jahwe. So ons is nie diensknegte nie. Ons was diensknegte van die sonde gewees. 14 Maart 1972, 1:00 die middag, wanneer Jahwe my werklik in my lewe inkom. Nooit dit besef nie. Ek was in die kerk gewees, ek was verlore gewees. Hy sê, en die diensknegte bly nie vir altyd in die huis nie. Die seun bly vir altyd in die huis. As die seun, luister wat sê hy, vers 36, as die seun, wie die erfgenaam is, dan vrygemaak het, sal julle waarlik vry wees. Jy weet, die mense wat nie vry raak nie, is wanneer hulle tot bekering kom, dan kom hulle net met 'n gedeelte van 'n belydenis na Jahwe toe en Joshua toe. Maar die wat met 'n totale hartsoortuiging kom, is hulle wat vry raak in die Ruach HaKodesh. Die woord kom en hy sê verder vir ons, die Ruach HaKodesh wat in julle woon, 1 Korinte 3 vers 16. 1 Korinte 3 vers 16. Weet julle nie dat julle 'n tempel van Jahwe die Almagtige is, God, en die Ruach HaKodesh, die Gees van Jahwe Almagtig, dis God, in julle woon nie? Weet julle dit nie? Apostel Paulus praat met die gemeente in Korinte. Hy sê, dit is iets wat julle moes geweet het. As die ouens die tekens kon reg lees, dan het hulle nie nodig gehad om vir ander ouens te gaan luister nie. En die televisie te glo, en die internet nie. Weet julle nie dat julle 'n tempel van Jahwe die Almagtige is, God, en die Ruach HaKodesh, die Gees van Jahwe Almagtig, dis in julle woon nie. Waar woon hy? In ons. Hy bly nie in 'n mooi kerk nie. Vers 7, as iemand die tempel van Jahwe Almagtig, soos God skend, sal Jahwe Almagtig soos God hom of haar skend. Want die tempel van Jahwe Almagtig is heilig. En dit is julle, ook ons vandag in 2025. Halleluja. Laat niemand homself mislei nie. Vers 18. As iemand meen dat hy wys is onder julle in hierdie wêreld, laat hom dwaas word, sodat hy kan wys word. Dis die ouens wat die televisie glo. Dis die ouens. Ja, maar prof, jy maak asof jy wys is en jy alles weet. Jy is eintlik dwaas. As ek dwaas is ek 'n dwaas. Maar ek ken my vakgebied. Halleluja. Ek glo nie wat ander ouens vir my kom vertel nie. Verstaan, die woord sê, toets elke gees en kyk of dit van Jahwe is. Hy sê, maar die tyd waarin ons lewe, sal mense vir hulle predikers versamel, wat hulle by die gehoor streel. Wat 'n deelgenootskap het die geregtigheid met die ongeregtigheid? 2 Korintiërs 6 vers 14.
Hy sê moenie in dieselfde juk trek saam met die ongelowiges nie. Want watter deelgenootskap het die geregtigheid met die ongeregtigheid? Met ander woorde, die bruid met die sondaars, die bruid met hulle wat verlore is. En watter gemeenskap het die lig met die duisternis? Nou ek net nog gepraat van die lig op ons pad, op 'n lamp op ons voet. Wat het die gemeenskap? Het die lig met die duisternis? En watter ooreenstemming het Jafashua, dis Christus, met Belial? En watter aandeel het die gelowige, die bruid van Jafashua, met die ongelowige? Al aandeel wat ek met die ongelowiges het en die sondaars, is om hulle gered te kry. Dis hoekom gaan ek nie na partytjies toe nie. Ek gaan nie na sosiale byeenkomste nie. Hoekom? Moeilikheid soek. Dis wat Samson sy hare gekos het. Dis wat Samson sy oë gekos het. Dis wat Samson sy lewe gekos het. Hy het met die sonde gespeel. Moenie met die sonde speel nie. En ek wil julle waarsku, die tyd kom nader dat dit weer Kersmisparties is en werksparties en etes en al die goed. En dis waar die en daai weggaan na sekere plekke toe sonder die vrouens en die vrouens sonder die mans. En dis waar teambou is. En dis waar baie babytjies gemaak word. Unwanted babies. Dis waar daar weer aborsies plaasvind. Sonde. 2 Korintiërs 6:16, op watter ooreenkoms het die tempel van Jaffa, almagtig dis God, met die afgode? Daar's geen ooreenkoms nie. Want julle, naamlik die bruid van Jafashua, is die tempel van die lewende Elohim. Dis God. Soos Jaffa almagtig gespreek het, so sal onder julle woon en onder hulle wandel. 2000 jaar gelede en vandag in 2025. En ek sal hulle Elohim wees. Ek sal hulle Elohim wees. Dis God. En hulle sal my volk wees. Wie? Die Jafiste. Ons is vandag sy volk. Israel is nie sy volk nie. Israel is nie sy volk nie, want hulle is verblind. Hulle het gesê, kruisig hom. In die groot verdrukking, 1/3 van hulle gaan gered word. Maar vandag spreek hy tot ons deur die Ruach. Die gees van die slawerny en vrees, Romeine 8 vers 11. Hy sê, en as die Ruach HaKodesh, die gees van hom, Jaffa die almagtige, wie Jafashua, dis Jesus, uit die dode opgewek het, in julle wie bruid is woon, dan sal hy, Jaffa almagtig, dis God, wie Jafashua, dis Christus uit die dode opgewek het. Ook julle, naamlik die bruid van Jafashua, sy sterflike liggame lewend maak, deur sy Ruach HaKodesh, die gees, wat in julle woon. Julle het reeds die, ek wil sê die formule in julle. Die bruid, die Jafiste. Jy het dit reeds in jou om te verseker dat jy gaan ewig lewe. Dis wat hy sê. Het jy dit gehoor? Wat het ons? Ek gaan dit weer lees. Hy sê, en as die Ruach HaKodesh, die gees van hom, dis Jaffa almagtig, wie Jafashua, dis Jesus, uit die dode opgewek het. Luister wat sê hy nou. In julle wie bruid is woon. Dit sê nie hy woon outomaties nie. Ons moet seker maak, hy is in ons. Dan sal hy, Jaffa almagtig, dis God, wie Jafashua, dis Christus, uit die dode opgewek het, ook julle, naamlik die bruid van Jafashua, se sterflike liggame lewend maak. Deur sy Ruach HaKodesh, die gees, wat in julle woon. Die feit dat die Ruach in ons woon, en ons hom toelaat dat hy met ons funksioneer, en ons oortuig aangaande sonde en ongeregtigheid, en ons leer in alle reg en waarheid in die geopenbaarde woord. Wat gebeur daarmee? Dit waarborg my opstanding die dag as ek sterf. Ons lewe uit by Jafashua in die paradys in. Ons praat van die verheerlikte liggaam. 1 Korinte 15, 27 tot 58. Ons is dis nie skuldenaars nie. Romeine 8 vers 12. Daarom dan broeders is ons skuldenaars nie aan die vlees en na die vlees te lewe nie. Want as julle wie bruid is na die vlees lewe, sal julle sterwe. Jy moet in heiligmaking bly as jy 'n Jafis is. Maar as julle deur die Ruach HaKodesh, die gees, die werke van die liggaam doodmaak, sal julle wie sy bruid is lewe. Jy kruisig die sonde. Jafashua het die prys betaal. Jy moet oor dit triomfeer. Daarom word ons genoem konings, seuns en priesters van Jaffa.
Daarom sê hy dat hy dek voor ons teerstanders 'n tafel en hy salf ons met heerlikheid en krag en insig en wysheid en bonatuurlike openbaring. Vers 14, want almal wat deur die Ruach HaKodesh, dis die Gees van Jahwe ons Elohim, dis God gelei word, die is kinders van Jahwe ons Elohim of God. Wat? Want almal wat deur die Ruach HaKodesh, julle weet wat hom teehou. Wat hou hom teë? Hoor jy, is ons besig met die Ruach HaKodesh die hele aand al? Natuurlik. So wat hou die Antichrist teë? Die Ruach HaKodesh. Die Antichrist kan nie homself openbaar solank as die Ruach HaKodesh hier is nie. Hoekom? Want hy bring mense tot bekering. Want almal wat deur die Ruach HaKodesh, die Gees van Jahwe ons Elohim of God gelei word, die is kinders van Jahwe ons Elohim of God. Dit help nie met my naam in 'n kerk se register nie. En ek dink omdat my tiendes betaal en net die kerk bywoon 1 of 2 keer 'n week nie, 'n maand nie, dit maak my 'n hemelkandidaat nie. Jy moet 'n kind van Jahwe wees deurdat die Ruach in jou is en jou lewe getuig dat die Ruach in jou is. Julle het nie die gees van slawerny nie. Romeine 8 vers 15. Want julle as Jafiste, want julle as Jafashua se bruid, in hakies, het nie ontvang 'n gees of gesindheid. Kyk, hy gees klein g, my persoonlikheid. 'n Gees of gesindheid van slawerny om te vrees nie. Ons gaan nie in die rattle nie. Hoeveel mense het gebewe? Hoeveel mense het my geskakel met hierdie 23, 24 wegraping? Hoekom? Want hulle het 'n gees van slawerny. Hulle is geonderbonde aan kerklike wette en dogma en aan konstitusies en in die reëls van die kerk. En dan sit die kerk vas aan die slaap. Die kerk moes eintlik hier uitgespring het en getriomfeer het. Maar nou kom hulle almal met die ding. O, niemand ken die ure en die minuut wanneer hy gaan kom nie. Hy kom so die dief van die nag. Snert man, julle weet nie wat die woord sê nie. Kom ons kyk weer, want julle as Jafashua se bruid het nie ontvang 'n gees of gesindheid van slawerny om te vrees nie. Ons vrees vir niks nie. Ons vrees vir niks nie. Hoekom? Want ons roem is in Jafashua. Maar julle het ontvang die gees, kyk na daai gees, hoofletter G, die Ruach HaKodesh, van aanneming tot sy kinders. Deur wie roep? Abba Vader. Ek wil net iets hierso sê. Nou is 'n snaakse haartjie. Hy sê wie roep Abba Vader? Daai is verkeerd vertaal. Dis die Katolieke wat dit vertaal het. Wat beteken Abba in Hebreërs? Dit beteken Vader. So eintlik staan daar wat roep Vader Vader. Nee, is verkeerd. Dis of Abba of Vader. Ek wil maar net sê hierdie Abba Vader. Dit sê net vir my jy wandel nog steeds in duisternis. Romeine 8:16. Die Ruach HaKodesh, die Heilige Gees, self getuig saam met ons gees. Kyk na daai ons gees. Is dit klein g? Die Ruach HaKodesh wat in my woon, getuig saam met my gees. Wat's my gees? My persoonlikheid. Dit wat Jahwe vir my gegee het. Dat ons kinders van Jahwe of Elohim of God is. Halleluja. Wat sê dit? Die Ruach in my gees, my persoonlikheid, my lewe moet uitstraal dat die Ruach my besit, dat die Ruach my leer en lei in alle reg en waarheid. Ons is erfgename, Romeine 8 vers 17. En as ons kinders is, dan ook erfgename. Halleluja. Dan is ons erfgename. Erfgename van Jahwe die Almagtige, dis God, en mede-erfgename van Jafashua, dis Christus. As ons wie die bruid is, naamlik saam met hom Jafashua lei, sodat ons ook saam met hom verheerlik kan word. Halleluja. Daar is 'n standaard gekoppel aan dit. Aan die einde van Openbaring 3:22 tydens Jafashua se wederkoms by Roja vir sy bruid. Dis wanneer ons gaan uitlewe. Word vervul tot die volheid van Jahwe ons Vader, Efese 3:17. Sodat Jafashua, dis Christus, deur die geloof in julle harte, dis nie harte nie, sielsdimensies kan woon. Julle naamlik sy bruid, wie in die liefde, wat 'n liefde, die agape liefde, gewortel en gegrond is. Vers 18, en julle in staat kan wees om saam met al die heiliges, die bruid van Jafashua, ten volle kan begryp. Nie 45% of 90% nie, ten volle, wat die breedte en die lengte en die diepte en die hoogte is. Nie, hy kom soos die dief van die nag nie. En niemand weet, die engele weet dit nie. Hoe kan die bruidegom op 'n afstap op 'n bruid en sy weet nie wat 'n uur gaan hy kom nie? Klink dit vir jou na sin?
Jy sien partykeer ding wat in plain Afrikaans sê, partykeer moet ons bietjie ons savvy gebruik ook wanneer ons Bybel lees. Maar jy weet, die ouens het so gewoond geraak dat die pastoor skep dit net in en die predikant skep dit net in. En as hy nie anders skep nie, dan kan ek nie self eet nie. Passies, is net daarso, kan nie eet nie. Gaan luister na die boodskap, Prof. Hannes se preke, is jou naaldstring afgesny. Efesië 3:9 en die liefde, die agape liefde van Jahwe, dis Christus, te ken. Wat die kennis oortref, sodat julle naamlik die bruid, sy bruid, vervul kan word tot al die volheid van Jahwe Almagtig. Halleluja, dat hy sy volle wil in ons lewe. Dis Jahwe, ons Elohim se liefde. Elke wie in Jahwe bly, 1 Johannes 3 vers 4. Elkeen wat die sonde doen, doen ook die wetteloosheid. Wat die sonde is, wetteloosheid. En julle weet dat hy, dis Jahwe verskyn het, toe hy as kind 2000 jaar gelede gebore was, om ons sondes weg te neem, deur sy marteling en sy kruisdood. Elkeen wat hom bely, sondig nie. Elkeen wat sondig, het hom nie gesien nie, en hom nie geken nie. En dis hoekom die wêreld lyk, so wat hy lyk daar buitekant. Hy sê, Johannes 3 vers 29, die bruid en die bruidegom, hy Jahwe, hy sê, hy, dis Jahwe, wie die bruid het, is die bruidegom. Maar die vriend van die bruidegom, wie na hom kom, die bruidegom, staan en luister, verbly hom, baie oor sy stem, maar die bruidegom is dan hierdie bonatuurlike blydskap volkome in Jahwe. Hy, my bruidegom, Jahwe, moet meer word, dat ek as Jahwe minder kan word. Halleluja. Ons moet minder word. Johannes 3 vers 36. Hy of sy wie die seun Jahwe glo, het die ewige lewe. Maar hy wat die seun ongehoorsaam het, het die ewige lewe nie, sien hy nie. Maar die troonoordeel van Jahwe Almagtig bly op hom vaar. Finale opsomming. Maak jou seatbelt vas. Met al die bonatuurlike geopenbaarde woord, is dit onmoontlik om steeds te glo dat dit wat die Antichrist teehou, die kerk van Jesus Christus kan wees. Dit is wat Dani Botha sê. Julle weet wat hom teehou. Die kerk hou hom tee, dat hy homself kan openbaar nie. Snert. En die internet sê dit. Die internet sê dit. Ons het niks hier van die kerk geleer, in hierdie twee boodskappe nie. Ons het van die Ruach geleer, halleluja. As ons nou baie kerke glo, en sê dis die Heilige Gees, wat hom teehou, die Antichrist. Maar hulle kom nie en verduidelik vir ons, hoe werk die Heilige Gees, die Ruach HaKodesh, dit teen nie. As ons gewone Afrikaans verstaan, weet ons verseker dat alles wat die Antichrist weerhou, om geopenbaar te word, is die teenwoordigheid van die Ruach HaKodesh, die Heilige Gees, op hierdie aarde. Ek vertrou dat hierdie studie vir u tot groot seën was. Deel hierdie studie of preek met almal wat u ken en wat u liefhet, sodat die woord kan uitgaan, dat die mense dit kan leer. Bid ook vir hierdie bediening asseblief. Ons volgende preek of studie volgende week is die leen van die regterstoel teologie. Julle pastore en predikante en kerksmense wat sê ons almal verskyn voor die regterstoel van Christus. Almal, sonder julle gaan, hier's 'n boodskap wat ek gaan preek. Hy gaan heel waarskynlik uit 3 gedeeltes uit bestaan. Dis te veel inligting, maar ons moet dit van 'n kant af vat. En ons moet die leen openbaar in die tyd waar ons lewe. Die leen van die regterstoel teologie. Dis volgende week as Jahwe lewe Sondagspaar en Sibilla by is. Moet dit nie mis nie. Vrede in die verhewe naam, die naam bo elke naam, die naam van Jahwe. Maranatha, Jahwe kom weer. Halleluja.